sakpas, lekker, maklik, eenvoudige telehandler. Sien jy daai loudol hier agter? Toe ons die Big Pack dag gehou het, toe kom demo hulle om en toe bly hy somme hierso. En my boetie het gesê hy kan nie sonder hom werk nie. Ons vind uit wat sy ervaring tot dusver, hoe gebruik hy hom en was hy nou actually die moeite werd. Drink jy lekker? Wat doen jy? Ja, rustig. Okay, so ons het eintlik die PK-net masjien kom doen. Nee, toe dink ek laat ek nou sommer by jou hoor. Toe ons die Big Pack dag gehou het, toe sê jy maar daai JCB gaan nêrens nie, hy bly sommer net hierso. Ja, nee, wat toe ek eers daai ding gebruik, hulle het hom vir my geleen om te demo. En ek dink Johnny het geweet ek gaan definitief die ding hou. So sê vir my hoekom, wat het vir jou uitgestaan op hom? Die grootste ding is ek dink hy hanteer bale beter as my TLB's, want ek werk met TLB's nog al die jare. Hulle doen hulle job en hulle is multi-role, maar vir die stacking hier by die store en lorries laai kom hulle nie by die oukie nie, want hy werk beter, hy kan hoër stack. So veral onder my store self, as ek nou 1300 ton op 'n slag baal, my TLB's kon net 5 hoog stack. Hierdie ding stack ek gemaklik 6, 7 hoog. Soos byvoorbeeld Januarie het ek 1450 ton op een slag gewerk. En as ek hierdie stoor moes pak 5 laad, dan het alles nie ingepas nie. So net as gevolg van die ding en ons almal weet hoe dit gereën na daarna. Presies, net as gevolg van die ding kon ek alles onder my dak inpak omdat ek hoër kan stack. En dit het toe 2 dae later in elk geval gereën vir 'n week lank. So hy het seker maar homself klaar betaal. Anderster was dit seile en dinge en daai werkie, nee. Maar al die ander goedjies, die ding is eintlik maar gebou soos 'n TLB ook. Hy het nie klats nie, hy het net sy lewertjie vorentoe agtertoe. En ek meen as jy gaan vat, want dis letterlik as jy kyk sy chassis, né? Ja. Dis letterlik 'n verkeerd om TLB. Dit is amper something like that. Daar so sy voor agterwiel, ek meen daai wil draai nie. Sodra jy gewoond is in die agterstuur, maar as jy stroper kan ry kan jy die ding ry. So maklik. Verder is dit baie eenvoudig. Jy werk met hierdie lewertjie vorentoe, agtertoe. Dis jou ratte en jy werk op jou briek. Daar's niks wat kan breek hier, daar's niks wat jy kan laat uitsluit nie, want hy's gebou om dit te doen soos dit. En sê gou vir my as jy nou kyk na sy chassis en al daai tipe van goed hoe hy aan mekaar gesit is, hoekom het jy spesifiek besluit okay nee, hierdie ding moet nou maar bly? Want ek sal nie sê iets oor die chassis of enigiets nie. Ek het 2 ander getoets, kom ons praat eerder so. Die ding is fris gebou, hoor. Jy kan maar kyk, sy staal oral is styf. Ag, is dik staal. Hy's fris gebou en hy 2 silinders daar. Hy vat vas en hy het genoeg gewig in sy gat om lekker swaar en lekker hoog op te tel. Maar die gerieflikheid met hoe hy operate, dit was my trekpunt. Hy teenoor die ander wat ek getoets het, jy kan duidelik voel die ding is gemaak vir die werk wat hy moet doen. Luceringbale is amper sy kos. Ja, luceringbale, sandskep, lorrieslaai, grys, whatever. Hy's gemaak vir daai fynere nudgewerk en sulke goeters. Die ander goeters is half, sal ek sê, hy's lekker om 'n ding van hier af soontoe te vat. Maar sodra hy moet fyn werk, hierdie ding het presisie, die ander het nie. Kom ek sê dit so. Ek wou jy sê, daai wat jy hom soos bietjies. Die nudging, al daai goed, en jy weet jy kan hom nie, hy's gemaak om dit te doen, so niks gaan breek. En die feit wat ek gesien het, is dat jy, veral as jy op die land laai, dat jy actually 'n baal aan die ander kant van die wa kan neersit, spaar jy baie tyd. Maar dit is die ding laai 'n lorry in die helfte van die tyd van my TLB. En nou, kyk, ek weet die TLB is een van die probleme wat jy ook sit daar so is, omdat die radiator is aan die voorkant, dat jy daai fyn lucering wat inkom, daar pak hy nie, en dan hoe maak hy met die Ek het juist op my TLB's hulle hele grill en alles met skadu net toegemaak om die stof bietjie te bekamp, maar as ons regtig operate die dag onder die dak veral, hulle moet maar so elke uur en 'n half met hulle in elk geval radiators blaas. Nou, hierdie ouetjie, so 'n ander groot trekpunt wat my eintlik oortuig het, is dat hy's gebou vir stof en goed, want hy het van my 'n reversible fan as standaard ingesit. So dis nou hierso. Hy sit hier binne. Ek dink. So ja, die radiator fan werk met 'n hydraulic pomp. Hy's hydraulic aangedrewe.
So jy sit en chill in jou cab, laai 'n paar waans af as jy wag vir waans om te kom of as jy 'n lorry nou net gelaai het. Stop jou masjien net doodstil, die flikker switch in die cab, die fan gaan staan stil en dan begin hy aan die ander kant toe draai. Dan ref jy hom net vir so 'n paar sekondes, hy skop self uit as hy voel hy's reg. En hy blaas alles skoon. Hierdie ding overheat nie. Hy's gemaak om onder daai voerdak te werk. Ek dink ons sal as ons nou regtig heavy werk met Lucerne, is dit goed genoeg om die hele dag met hom te werk, net met die reversible fan. En dan in die oggende blaas ons net vinnig die radiators anyway uit, maar hy hou 'n hele dag terwyl hy 1000 ton onder 'n dak skuif. Jy sien, dis wat hy moet kan doen. En dan net vinnig, want ek weet jou ander telehandlers, né? Hulle het ons nou daai die fancy klomp by die frontwielstering en daai goede net. Die ding het net 'n soliede as. Ja. Maar hy het actually groter wiele op. Nee, soliede as, alles is jy moet hom eintlik maar sien as 'n overgrown forklift. As jy gewoond is aan hom, hy manoeuvre baie presies. Hy manoeuvre beter as 'n crabsteer ding. Want sy agterwiele kan ongelooflik skerp draai en dan pivot hy net op sy voorwiel. Dus kom ek sê, jy kan hy fyner werke baie maklik doen. Hy laai 'n lorry in die helfte van die tyd van 'n ander ding, dit sal ek sê. Ja, so dit maak sin. En koste gewys? Wat hy kos? Ja, wat was hy die moeite werd gewees? Nee, definitief. Hy was definitief, ek het oorweeg eers om nog 'n TLB te koop, maar die TLB's is in elk geval al in die range van die ding. En omdat ek klaar 2 het, gaan ek eerder vir die ding wat spesialiseer in wat ek hier nodig het in die jaar. En dan kry jy daarom diens van Johnny af. Ja, hulle kyk mooi na my. Hulle kyk mooi na my. Uitstekend, dankie Driekoen. Right, so daai telehandlers, okay, wat ek hou van hom is eenvoudig. Hy het nie onnodig nou daai frontwielstering ook nog nie. So jy sit net met daai 2 groter tyres daar. Kyk daar, is 'n verkeerd om TLB, né? As jy so check, verkeerd om. Sien julle daar, klein wieltjies, groot wiele. Okay. En dan op die einde van die dag, meer as genoeg optel, koste-effektief. Jy gaan nie goedkoper as daai ding wegkom om bale te hanteer en die tipe van goed nie. As jy belangstel, linkjie bo of onder, dan kom jy met hulle in kontak. En Driekoen wil net sê, dankie Johnny. Dankie Johnny.